Ons het verlede keer uit Hebreërs hoofstuk 2 vers 9 tot 13 het ons hierdie studie begin voortgesit dan uit die Hebreërbrief uit met spesifiek met die gedagte van Jesus ons hoëpriester. En ons kyk vandag na twee redes waarom Jesus ons perfekte heiligmaker is. Ons het verlede keer begin daarmee en ons het geleer dat Jesus ons reeds volkome heilig gemaak het. En wat ons posisie voor God betref, is ons perfek 100% heilig. Maar, soos jy sal onthou, het ons ook verlede keer gehoor dat ons die verantwoordelikheid het om saam met Christus te werk, sodat hy ons in die praktyk ook heilig kan maak. Met ander woorde, dis Christus, sowel as die Heilige Gees wat in ons werk, dat ons ook in die praktiese lewe kan wees soos wat ons posisie voor God al reeds gemaak is. En dit is, het ons gehoor, is 'n aanhoudende proses in hierdie lewe. Om dit te doen, het God die nuwe verbond vir ons gegee. En dit is belangrik dat ons hierdie konsep reg gaan verstaan. God het sy Heilige Gees vir ons gegee, om ons in die hele waarheid te lei, soos wat Christus ook vir ons geleer het in Johannes hoofstuk 16 vers 13 tot 14. Maar jy sal onthou dat die nuwe verbond is die belofte wat God vir ons gegee het in Esegiel 36 vers 25 tot 27, waar die Here vir ons gesê het, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al julle onreinhede, en van al julle drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. So daar's 'n paar feite wat ons hieromtrent moet verstaan, om hierdie gedagte vandag reg te kan verstaan. Want hierdie verbond is net beskikbaar in Christus Jesus. Met ander woorde, dit is nie 'n verbond wat God met al die mense maak nie. God maak 'n verbond met die mense wie in Christus Jesus is. Mense wat waarlik weergebore is, soos wat Christus ons ook dan geleer het in Johannes hoofstuk 3 vers 5, wat weergebore is uit water en gees, nie deur die wil van 'n mens nie, maar van bo van God gebore is. Dit is vir daardie mense is hierdie nuwe verbond gemaak. Tweede ding wat ons moet verstaan, die tweede feit wat ons moet verstaan, is dit vrywaar nie die weergebore mens van enige verantwoordelikhede nie. Ons kan nie terugsit en sê, God het ons weergebore gemaak nie, en so God maak ons heilig, so ons kan net terugsit en hierdie lewe geniet nie. As daardie sieninge wat mense wil begin verkondig, van 'n vrye genade, of 'n absolute genade, wat beteken, het maak nie saak hoe jy lewe nie, God het jou vergewe, jy gaan hemel toe gaan, en natuurlik is dit dat God se genade kan nie betaal word nie, dit kan nie gewerk word voor nie. Maar die realiteit is, omdat God sy genade vir Christene, die mense wie in Christus is, gegee het, beteken dit daar het, of hulle het nou 'n verantwoordelikheid. Hulle staan nie sonder 'n verantwoordelikheid nie. Die derde feit wat ons moet verstaan is, ongehoorsaamheid aan die Heilige Gees sal straf meebring. Kan ek die woordjie straf vervang met tugtiging? Hebreërs 12 is baie duidelik die hoofstuk van tugtiging in die Bybel. So ons moet nie verstaan dat, of ons moet nie dink dat kinders van God nie getugtig sal word nie. Omdat God hierdie genade vir ons gegee het, het ons hierdie verantwoordelikheid, en as ons hierdie verantwoordelikheid nie nakom nie, sal God ons tugtig. Hy is getrou, hy sal dit doen. Die Hebreërs skrywer leer vir ons basies twee dinge wat Jesus kom doen het, twee feite van wat Christus se koms, wat hy vir ons kom doen het, sodat ons in die praktyk heilig kan word, soos ons in ons posisie voor God reeds is. En dit is wat hierdie paar verse wat ons vandag gaan bestudeer uit Hebreërs vir ons gaan leer. Ek gaan die verse op die skerm sit, so jy kan die Bybel oopmaak by Hebreërs hoofstuk 2, of jy kan dit op die skerm lees wanneer ons daarby uitkom, maar hier is basies twee gedagtes wat ons hieruit leer vandag. Twee aspekte van die Jesus Christus wat ons heiligmaker is. En die eerste daarvan is Jesus, ons perfekte Satan oorwinnaar. Jesus Christus is ons heiligmaker, want hy is ons perfekte Satan oorwinnaar.
Maar kom ons kyk net eers na vers 14a, Hebreërs 2 vers 14, net die A-gedeeltjie, waar die Hebreërs skrywer skryf, hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Die Complete Jewish Bible, wat 'n Joodse Bybel is, wat die Nuwe Testament vertaal het hierdie versie so vertaal, therefore, since the children share a common physical nature as human beings, he became like them and shared that same human nature. So in werklikheid maak die oorspronklike taal in hierdie vers maak van twee verskillende woorde gebruik. Die eerste woord deelagtig kom van die Griekse woord koinonoeo. En daardie woord kom weer van die Griekse woordjie koinonia af, wat beteken om gemeenskap te hê, of om in 'n vriendskap of 'n vennootskap met mekaar te wees. En dit kom daarop neer dat om iets in gemeen met mekaar te hê. Nou wat het ons in gemeen met mekaar? Wat deel mense met mekaar? Alle mense het vlees en bloed. So die mens is vlees en bloed. Hy's liggaam en die liggaam bestaan uit vlees en bloed. Maar die tweede woord wat die Hebreërs skrywer hier gebruik vir deelagtig is 'n baie anderse woord. Die woord metego wat hy hier gebruik, en hierdie woord beteken om iets vas te gryp wat nie natuurlik van jou soort is nie. So die eerste woord wat hy gebruik verwys na om 'n gesamentlike elemente, 'n gesamentlike dinge wat ons almal deel, soos vlees en bloed. Alle mense het dieselfde soort vlees. Alle mense het dieselfde soort bloed, al is hulle verskillende bloedgroepe. Maar die tweede woord is wat vir ons belangrik is hierso. Want hierdie woord beteken om iets vas te gryp wat nie deel van jou natuur is nie, wat nie natuurlik van jou soort is nie. Ons is deur ons natuur vlees en bloed, maar Christus was nie. Tog het hy gewilliglik iets wat nie sy natuur was nie, aangeneem. En wat is dit wat hy aangeneem het? Hy het ons natuur by homself kom voeg, sodat hy in ons plek kon sterf. Sodat ons die goddelike natuur dan weer kon aanneem, wat nie aan onsself behoort het nie. So, dit is wat hierdie woord op verwys, hierdie tweede woord deelagtig. Christus het iets wat nie sy natuur was nie, het hy kom aanneem, sodat ons iets wat nie ons natuur is nie, kon verkry, en dit is die goddelike natuur, waarvan Petrus dan ook praat in 2 Petrus 1 vers 4, as hy sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikhede in die wêreld is. So die eerste rede waarom Jesus ons perfekte heiligmaker is omdat Jesus gewilliglik gekies het om mens te word. Dit is hierdie eerste aspek wat die Hebreërs skrywer vir ons hier leer. Jesus, ons perfekte Satan-oorwinnaar, moes mens word voordat hy ons perfekte heiligmaker kon wees. En hy het dit vrywilliglik gekies om mens te word. Jesus het die menslike natuur op hom geneem sodat ons die goddelike natuur kon opneem. En die Hebreërs skrywer is steeds besig, onthou die groter prentjie, hy is nog steeds besig om met die Jode te redeneer waarom Jesus meer voortreffelik is as die engele. Ons moet nooit hierdie groter boodskap, die groter prentjie vergeet wanneer ons die Hebreër brief bestudeer nie. Die Hebreërs skrywer is besig om vir Jode te leer dat Jesus Christus is die Messias wat hulle in hulle Ou Testament van geleer het. Wat hulle, sommige het hom geglo, ander het dit gehoor, maar nog nie hulle eie gemaak nie, en ander het dit net verwerp. En die Hebreërs skrywer is steeds besig om te verduidelik waarom Jesus moes kom om te sterf. Iets wat die engele nie kon doen nie. Want onthou, hy het reeds verduidelik dat Jesus moes sterf om ons sonde op hom te neem. En om dit te kon doen, moes hy eers mens word. Maar hier is 'n verder rede wat die Hebreërs skrywer gee waarom Jesus mens moet word. So ons moet nie die eerste een uit gedagte uit verloor dat Christus moes mens word om in ons plek op die kruis te kon sterf nie. Maar ons moet ook hierdie tweede rede, is 'n baie belangrike rede, dat Jesus gewilliglik mens geword het om ons Satan oorwinnaar te wees. En
Dis die verdere rede wat die Hebreërskrywer vir ons gee waarom Jesus moes mens word. En dit is ook dan natuurlik die tweede rede waarom Jesus ons perfekte heiligmaker is. Want logies gesproke moes Satan se mag oor ons gebreek word voordat ons tot God gebring kon word. Jy sien, Satan se mag oor die mens moet eers gebreek word, dan kan die mens waar die Satan se mag gebreek was, daardie mens kan dan tot God keer. Onthou, Satan se primêre mag oor die mens, en wat dan ook sy sterkste wapen teen die mens is die dood. En sonde gee natuurlik die Satan sy mag oor ons, maar die mag self, die houvas is die dood self. So waarom het Jesus dan in hierdie opsig mens geword? Hoekom het hy gekom om te kom sterf? Want Christus het die Satan kom oorwin. Buiten van die feit dat hy kom sterf het vir jou en my sonde, het hy ook gekom om die Satan te oorwin. Maar dan die tweede rede is, soos wat ons gesê het, sodat hy ons van die houvas van sonde kon verlos. So kom ons kyk mooi. Jesus, ons perfekte Satan oorwinnaar, het gewilliglik gekies om mens te word, sodat hy die dood kon oorwin, die Satan se wapen weg te neem, sodat hy ons van die houvas van sonde kon verlos. Dis die verdere rede hoekom Christus op die kruis kom sterf het, en dit is baie belangrik, want die Hebreërskrywer sê in net die tweede gedeeltjie van Hebreërs 2 vers 14, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Baie duidelik wat die Bybel vir ons daar sê, Christus het mens geword om te sterf op die kruis, sodat hy deur die dood, daar waar hy gesterf het op die kruis, hom tot niet kon maak, wat mag oor die sonde het. Wie het mag oor die sonde? Dit is die duiwel. En die enigste manier waarop die Satan vernietig kon word, was om sy wapen van hom af weg te neem. En sy wapen was eerste die fisiese dood, tweedens die geestelike dood, en dan derdens die ewige dood. Satan het geweet dat God ons dood vereis as gevolg van sonde, want God is heilig, en sonde moet gestraf word, en die straf van die sonde is die dood. En Satan het geweet dat dit God se vereiste is. Die dood het die enigste sekerste feit van die lewe geword. Elke mens wat gebore word, moet sterf, behalwe as God jou gaan kom wegneem, soos wat hy in die Ou Testament gedoen het. Maar Satan het geweet dat die mens wat bly soos hulle is, sal sterf en hel toe gaan, vir ewig weg van God se teenwoordigheid af. Die Satan wil die mens vashou, totdat hy sterf. En die rede daarvoor is, die oomblik as die mens sonder Christus gesterf het, wanneer hulle gesterf het soos wat hulle is, sonder Christus, dan daardie oomblik is die geleentheid om saligheid te verkry vir ewig verby. Daarom het hy ook in 9 vers 27 Hebreërskrywer gesê, want almal is bestem om te sterwe, en daarna die oordeel. Die oomblik wanneer die mens sterwe, die Bybel sê ook, God het ook gesê, soos wat 'n boom val, so bly hy lê. As 'n boom geval het, kan hy nie weer beweeg nie. Wat beteken, die oomblik as 'n ongeredde sondaar gesterf het, dan bly hy vir alle ewigheid ongered, weg van God in die ewige hel. En daarom moes God die mag van die dood van die Satan kom wegneem. En om daardie rede het Jesus Christus gekom om te sterf. En as jy 'n meer kragtige wapen as die vyand het, dan word die vyand se wapens waardeloos. Jy kan nie met 'n pyl en boog teen 'n masjiengeweer veg nie. En Satan se wapen is baie gevaarlik, maar God het 'n wapen wat selfs meer kragtiger is as die Satan se wapen, en God se wapen is die ewige lewe. Die dood oorwin en die ewige lewe te kan gee. En deur die ewige lewe te bewerk, het Jesus die dood kom vernietig. Die weg tot die ewige lewe is deur die opstanding, maar die weg tot die opstanding is deur die dood. En daarom moes Jesus die dood smaak, voordat hy uit die dood uit opgewek kon word, en daardeur vir ons die ewige lewe te kon gegee het. Jesus se dood het die dood vernietig, maar hoe het hy dit gedoen? Hoe het Jesus se dood die dood vernietig? Jy sien, Christus het in die dood ingegaan, maar hy het deur die dood gegaan, en hy het aan die ander kant uitgekom. En so het hy die dood oorwin. Hy het opgestaan uit die dood uit. En daarom kon Jesus sê in Johannes 14 vers 19, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Omdat Christus lewe, sal ons lewe.
wie in Christus is. Die opstanding van Jesus Christus gee vir die gelowige die ewige lewe. En dit is die enigste manier waarop die mens die ewige lewe kan verkry, is deur geloof in Christus en die feit dat Christus opgestaan het uit die dood uit. Die dood is die krag van die Satan se oorheersing. En toe Jesus die Satan se mag vernietig het, het hy ook die Satan se oorheersing vernietig. En daarom gee die Hebreërskrywer die rede vir Jesus se dood in hoofstuk 2 vers 15 as hy sê, sodat Jesus almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Die ding wat die mens die meeste vreesbevange maak, is die dood. Dit is 'n verskriklike vrees. Dis die koning van alles waarvoor die mense vrees. Maar wanneer ons vir Jesus Christus as verlosser en heiligmaker ontvang, het die dood geen meer vrees nie. Ons is vrygemaak van die houvas wat die vrees vir die dood op ons gehad het. En nou sien ons in werklikheid eerder uit daarna. Ons sê saam met Paulus, soos wat hy gesê het in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En ook in 1 Korintiërs 15 vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood hou geen meer vrees in nie, want dit bring ons in die teenwoordigheid van ons Here. Die oomblik wanneer ons sterf, is ons in die teenwoordigheid van God. So hoekom hou die dood nie meer vir ons vrese nie? Hoekom bring dit ons in die teenwoordigheid van die Here in? Want ons het ons hand in die hand van die oorwinnaar van die dood geplaas. Mense wie in Christus glo, het hulle hand in die oorwinnaar van die dood geplaas, Jesus Christus. En hy sal ons in die een kant van die graf inlei, maar hy gaan ons ook aan die ander kant uitbring. Ons gaan nie in die graf, ons gaan nie in die dood bly nie. Die dood is nie vir ewig nie, vir Christene nie. Omdat Christus ons gaan uitlei. En hy kon dit nie gedoen het, as hy nie vir 'n kort rukkie minder as die engele gemaak was nie, as mens gemaak was nie. Maar as ons perfekte heiligmaker, is daar 'n werklike voordeel waarvoor die Here die Satan tot niet gemaak het. En kyk mooi, ons teks sê, en kyk in die Bybel as julle wil, kyk op die skerm as julle wil, Hebreërs 2 vers 14, in die B-gedeelte sê baie duidelik, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. En die woordjie wat hy hier gebruik, tot niet kon maak, beteken nie eenvoudig net om die Satan totaal te vernietig nie. Maar dit beteken om die Satan magteloos te maak en daarom nie meer enige houvas oor geredde mense te kan hê nie. Dieselfde Griekse woordjie word gebruik in die Korintiese brief in 1 Korintiërs 1 vers 28 waar Paulus skrywe, en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. En hier beteken dit om iets wat die wêreld hoog aanskryf, waardeloos te maak. Dit is wat hierdie woordjie beteken, tot niet te maak, om het waardeloos te maak. Dieselfde woord word ook in die Romeine brief gebruik, in Romeine 3 vers 3 waar Paulus skrywe, want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? En hier beteken dit om God se getrouheid oneffektief te maak. Paulus vra die vraag hier of mense se getrouheid, God se getrouheid oneffektief sal maak. Nou Arthur Pink skryf in sy kommentaar oor hierdie verse, as hy sê, dat Satan was so volledig en finaal gestroop van sy mag, dat hy nie teen enige van Christus se lede kan oorwin nie. Dit is geskryf om Christene aan te moedig, om die duiwel te weerstaan, want die Satan is 'n vyand wat reeds oorwin is. Daarom moet ons glo dat daar oorwinning is. As die duiwel die opperhand gekry in ons lewens, is dit, en luister mooi wat Pink skryf, hy sê, is dit as gevolg van of ons eie swakheid, of ons eie gebrek aan geloof. Dit is belangrik om dit te verstaan. Johannes het geskryf, 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Daarom moet ons as kinders van God verstaan, dat die duiwel geen meer heerskappy oor ons het nie. Hy het geen meer houvas op ons nie. En dit beteken dat sonde nie oor ons sal heers, soos wat Paulus dit ook beskryf het in Romeine 6 vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Hoekom nie?
Want Romeine 6 vers 14 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Hoekom sal die sonde nie oor ons heers nie? Want die Satan se heerskappy is gebreek. En daarom moet ons weet, Romeine 6 vers 22, nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle heel vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Jy sien, die Bybel is baie duidelik vir ons. Christus, ons perfekte heiligmaker, is ons perfekte Satan-oorwinnaar. Hy moes mens word en hy het gewilliglik gedoen om die houvas wat Satan oor die Christen het te kom breek. En daarom moet ons verstaan, ons verantwoordelikheid is nou wat Paulus vir ons verder leer in Romeine 6 vers 19. Ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Dis 'n proses, dis 'n verantwoordelikheid wat ons het. Perfek in ons posisie, perfek volmaak voor God, maar in die praktyk hier op aarde het ons die verantwoordelikheid om hierdie lede wat van tevore die sonde gedien het, die Satan gedien het, om hierdie lewe, hierdie liggaam, hierdie gedagtes, hierdie hart, hierdie begeertes nou beskikbaar te stel, tot diens te stel, diensbaar te stel aan God. Dit is ons verantwoordelikheid. Dit is ons begeerte wat ons nou het as die nuwe mens uit dankbaarheid vir wat Christus gedoen het. En ons moet verstaan, ons hoef nie te sondig wanneer die versoeking kom nie. En wanneer ons sonde doen, moet ons ook verstaan, ons doen dit uit ons eie keuse uit. Daar's niks en niemand wat ons maak sonde doen nie. Daar's geen houvas wat ons dwing nie. Wanneer ons in sonde struikel, dan moet ons verstaan, dit is ons eie keuse. En wat dit nog erger maak, is die feit dat ons krag ontvang het in die verbond, in die nuwe verbond, van die belofte, sodat ons nie hoef te sonde nie. In die nuwe verbond het God beloof dat hy sy gees in ons binneste gee, en dat die gees van God sal maak dat ons in sy insettinge en sy verordeninge sal wandel. Lukas skryf vir ons in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, dis Christus wat nou met die disippels praat, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Jy sien, Jesus Christus het nie net die houvas wat die Satan op ons het, kom verbreek nie, maar hy het ons ook krag gegee, om oor sonde te kan heers. Ons hoef nie te struikel onder versoeking nie. Die duiwel wil voorgee dat hy nog 'n gedigte vyand is, maar hy is verslaan en van alle mag gestroof wat ons betref. En ons moet verstaan dat dit is nie iets wat ons na redding nog moet bykry nie. Die oomblik wanneer ons gered is, gee God sy Heilige Gees vir ons, dan het ons alles wat ons nodig het om in hierdie praktyk, in hierdie lewe te groei in heiligmaking. Want die vyand is verslaan, is van alle mag gestroop wat ons betref, en daarom is dit onbybels om die duiwel om elke hoek en draai te wil gaan bind en te bestraf. Hoekom is dit onbybels? Want Jesus is die enigste een wat dit kan doen, en hy het dit alreeds gedoen. Onthou, Christus het net kort voor sy kruisdood het hy gesê, Johannes 12 vers 31, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Daarom moet ons verstaan, dat versoekings nie 'n verskoning is nie. Ons hoef nie te soog onder versoeking nie, want Paulus het ook gesê in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Jesus is ons perfekte heiligmaker, want hy is ook ons perfekte Satan-oorwinnaar. Daar op die kruis het Christus die Satan oorwin. Christus het die mag van die Satan kom wegneem, sodat ek en jy kan groei in die proses van praktiese heiligmaking in hierdie lewe. Ons het in werklikheid geen verskoning om nie geestelik te groei nie. Want ons sien dan verder ook hoekom Jesus vrywillig gekom het om te kom sterf. Soos wat ons dan die derde aspek sien van
Christus ons perfekte Satan oorwinnaar. Want hy wil Christene help, nie engele nie. Hy wil die Christene help, nie die engele nie. Hebreërs 2 vers 16 sê, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. En die woord wat gebruik word vir bekommer, is die Griekse woord epilambanomai. En dit beteken om iets aan te gryp met die doel om te help. Daardie gedagte van iemand wat miskien onder die water insak, om hom skielik te gryp sodat jy hom kan help. En dit word gebruik om te beskryf hoe Christus sy hand uitgesteek het om vir Petrus te help, byvoorbeeld soos wat ons lees in Matteus 14 vers 31, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Hier in Hebreërs 2 vers 16 word die woord bekommer gebruik om te verwys na die almagtige krag en die onsienlike genade van ons perfekte saligmaker, wat ons help, wat ons gryp om ons te help. En dit word in Paulus se woorde geïllustreer wanneer hy van sy redding praat en daarom ook van sy heiligmaking in Filippense 3 vers 12 as hy sê, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Jy sien, dit is hierdie die woordjie bekommernis, is hy bekommer hom oor ons, hy gryp ons om ons te red, om ons te help. Die gedagte is om ons soos 'n brandhout uit die vuur te ruk, soos wat ons lees in Sagaria 3 vers 2. En die idee is dat Christus ons uit die hel gered het, deur ons vas te gryp. Maar let op die teks vandag, kyk mooi na die teks in Hebreërs 2 vers 16. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor wie bekommer hy hom? Oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Christus het nie gekom om vir engele te help nie. Hy het gekom om die kinders van Abraham te help. En hier is 'n baie belangrike les wat ons moet leer, want die plaasvervangingsteologie is absoluut onbybels, dat die kerk het Israel vervang. Dit is 'n absolute onbybelse ding. Maar dit is 'n Bybelse les wat ons moet verstaan. Wie is Abraham se kinders? Wie is Abraham se nageslag? En dit is die geestelike nageslag van Abraham. Is nie net Israel nie. En Israel is nie vernietig om nou alles oor te gaan op die kerk op nie, want van Abraham se tyd af al het God gesê, daar gaan Israeliete wees wat gered word, sowel as alle heidense nasies wat nie Israeliete is nie, want hulle, die gereddes, hulle is die geestelike nageslag van Abraham. Hulle is nie noodwendig die fisiese nageslag van Abraham nie. En ons moet ook hier verstaan, dit is nie 'n oop aanbod van hulp vir alle mense nie. Christus wil die kind van God help om geestelik te groei, nie die wêreld nie. Dis net daardie mense wat in Christus glo. Christus wil ons help om geestelik te groei, soos ons dan ook in die tweede plek sien. Onthou ons het gesê, daar's twee feite, twee aspekte wat ons leer hier uit vandag, wat die Hebreërs skrywer vir ons leer. Die eerste ene was dat Jesus Christus is ons perfekte Satan oorwinnaar. Die tweede ene wat ons sien is, Jesus Christus is ons perfekte helper. Jesus Christus is ons perfekte helper. En weer eens begin die Hebreërs skrywer om eers nog 'n rede te gee waarom Jesus mens geword het, waarom hy moes mens word. En die Hebreërs skrywer antwoord die vraag, as Jesus God is, waarom het hy dan mens geword? Want hy het mens geword om die plaasvervanger vir mense te wees. Hy het mens geword om mense met God te versoen. Hy het mens geword om mense gereed te maak om in God se teenwoordigheid te mag inkom. En hy het mens geword om die dood te vernietig. Maar verder ook, Christus het mens geword om die mense wat met God versoen is, te kan help in tye van versoeking. Ons staan nie alleen, ons staan nie hulpeloos in hierdie lewe nie. Wanneer die stryd kom, wanneer die versoeking kom, dan weet ons het 'n hulp en dit is Jesus Christus. Hy is ons helper. Om ons helper te kan wees, wou hy alles gevoel het wat ons voel, sodat hy 'n barmhartige, sowel as 'n getroue hoëpriester kon wees. Christus het nie net gekom om ons te kom red nie, maar ook om met ons te simpatiseer.
Maar let op die teks, hierdie teks wys vir ons twee feite. Hy noem twee feite, Hebreërs 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat dit in betrekking tot God staan, om die sonde van die volk te versoen. Christus was nie in alles gelyk aan die mens nie. Dit moet ons onthou, dit moet ons verstaan. Toe Christus mens geword het, het hy nie sy godheid heeltemal van hom af weggesit nie. So hy was nie in alles gelyk aan die mens nie, want hy was sondeloos volmaak gewees. Ons is nie sondeloos volmaak nie. So hy was nie in alles aan die mens gelyk nie. Maar Jesus het in alles anderste gelyk aan die mens geword. Met ander woorde, Christus het ook moeg geword. Hy was versoek gewees net soos ons. Hy het honger geword, hy het dors gehad. Hy het met vyandige mense geworstel wat in stryd met hom was, net soos wat ons is. En daarom kan hy 'n simpatieke hoëpriester wees. En Paulus gee vir Timoteus raad en aanmoediging in sy stryd in die gemeente. En hy sê in 2 Timoteus 2 vers 8, sê Paulus vir Timoteus, onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is. So Paulus sê in werklikheid vir Timoteus, onthou Jesus Christus in sy menswording. Onthou dat waar jy ook al mag gaan, hy was daar voor jou gewees. En jy kan op jou knieë gaan wanneer dit moeilik word en jy kan bid, Here, U weet waardeur ek nou gaan. U was reeds hier gewees. Ek gaan nou deur dieselfde as wat U deurgegaan het toe U op aarde was. En Christus sal jou antwoord, ja, ek weet. Want hy verstaan alles. Hy weet alles. Hy weet hoe moeilik dit vir jou is. En wanneer jy 'n probleem het, is dit wonderlik om te weet dat jy met die goddelike een kan praat wat weet waardeur jy gaan. Hy weet wat jou stryd is. En hy weet dit omdat hy reeds daardeur is. En dat hy suksesvol ander kant uitgekom het sonder om te struikel, sonder om te sonde. En die Hebreërs skrywer het ook vir ons gesê in Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Daarom wil ek die aandag vestig op iets wat ek glo baie uit verband geruk word in ons tyd vandag. Die eerste een is dat Christus 'n barmhartige hoëpriester is. Wat ons moet verstaan is, hy is 'n barmhartige hoëpriester, maar dit beteken nie dat hy vir ons kom sê, ag toe maar, ek weet waardeur jy gaan wanneer jy sondig nie. Met ander woorde, hierdie ding word uit verband uitgeruk. Ons moet verstaan, wanneer ek en jy sonde doen, dan kom Christus nie en hy sê, ag toe maar, dis reg, moenie bekommerd wees daaroor, jy gaan maar net aan met jou lewe, ek weet waardeur jy gaan nie. Dis nie hoekom Christus 'n barmhartige hoëpriester is nie. Dis die eerste ding wat uit verband uitgeruk word. Die tweede ene is, in hierdie teks sê vir ons dat hy ook 'n getroue hoëpriester is. En let nou op die teks in Hebreërs 2 vers 17. In die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. In die oorspronklike teks staan daar geskrywe dat Jesus getrou in die diens van God was om ons sonde te versoen. En ons moet verstaan, ons moet onthou, God is heilig. God gaan nie tevrede wees met 'n gedagtetjie van, ag, ek het my beste probeer nie. Jammer, ek het my beste probeer nie. Jesus se hoëpriesterlike werk is nie net om ons te red nie, maar ook om ons te reinig en volmaak voor God te stel. Dit is immers die konsep wat Paulus beskryf het toe hy in Efesiërs 5 vers 25 tot 27 geskryf het, manne, dis hy nou praat van manne in die huwelik, manne, julle moet julle eie vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Die huwelik is die prentjie daarvan. Christus is die voorbeeld vir die huwelik, vir die man se verhouding teenoor sy vrou in die huwelik, want Christus het die gemeente nie net kom red nie, maar ook kom heilig, want sy doel is om die gemeente, die Christen, die kerk,
om hulle heilig en sonder vlek of rimpel voor God te stel eendag. Jesus se barmhartige getroue hoëpriesterskap beteken dat hy vir ons eendag sal sê, ja, ek weet waardeur jy gaan, maar onthou dat ek ook daardeur gegaan het. En Christus sal sê, ek het die Satan se mag gebreek, sodat jy ook suksesvol daardeur kan gaan. Jy hoef nie te struikel nie. En dis die ding wat ons vandag moet verstaan, as Jesus Christus ons perfekte heiligmaker is, as Jesus Christus ons perfekte Satan oorwinnaar is, as Jesus Christus ons perfekte helper is, dan hoef ek en jy nie te struikel nie, want hy is elke oomblik van elke dag by ons om ons te herinner. Hy is ook daardeur en hy het dit oorwin. Daarom kan ons dit oorwin. Hy is ook daardeur en die feit dat hy daardeur is, het beteken dat hy het die Satan oorwin. Die Satan se mag is gebreek. Die Satan het geen mag oor jou en my nie. Daarom hoef jy nie te struikel nie. Maar let op die laaste vers wat ons vandag wil bestudeer in hierdie gedeelte, is Hebreërs 2 vers 18. Hebreërs 2 vers 18, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ag, dit is so duidelik, dit is so 'n wonderlike vers. Kom ons lees hom weer. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy, net wel hy sê nie, gaan hy probeer nie, hy sê, kan hy die help wat versoek word. Die woordjie help in hierdie geval is nie soos die vorige wat ons in vers 16 gesien het nie. Hier word die woord boetetheo gebruik om die woord help te beskryf. En dit beteken om 'n persoon by te staan of om 'n persoon te ondersteun of om hulp aan 'n persoon te gee sodat hy nie sal val nie. Is daar die gedagte wanneer 'n ou persoon oor 'n ongelyke grond loop om daai persoon aan die arm te vat en om so half te ondersteun en om regop te hou dat hy nie dalk sal val oor daardie ongelyke grond nie. En dit is wat die Hebreërs skrywer hier sê, want hy Christus self het die versoeking gelei en daarom kan hy ons help. Hy kan ons ondersteun wanneer ons in hierdie stryd is. Wanneer ons onder versoeking kom, is Christus daar om ons te help om nie te soog onder daardie versoeking nie. Hy is daar om ons te help om nie langer voort te gaan met sonde in ons lewens nie. Hy gee vir ons die krag om staande te bly en geestelik te groei in heiligmaking. Hy het die gees van die belofte gegee en die Heilige Gees, wat die gees van die belofte is, gee vir ons die krag om 'n oorwinningslewe te kan geniet. Die nuwe verbond is 'n werklikheid. Dis nie nog iets wat moet kom nie. Dis nie iets wat net gebeur het in die Bybelse tyd nie. Dit is 'n nuwe lewe, omdat ons 'n nuwe natuur, en onthou dis God se natuur, gekry het. En dit beteken beslis nie dat God ons net verdra totdat ons 'n verheerlike liggaam sal kry nie. Jesus Christus het mens geword om die mag van die Satan oor sy kinders te verbreek. Die duiwel kan jou en my nie meer sonde laat doen sonder dat ons dit nie wil doen nie. Vergelyk gerus Jakobus 1 vers 13 tot 15 in die proses van sonde doen. En niemand kan enigiemand anders te beskuldig behalwe homself nie, sê Jakobus vir ons daar in daardie gedeelte, Jakobus 1 vers 13 tot 15. Kyk veral na vers 16 wat hy sê, moenie julleself mislei nie. Elke een sondig deur sy eie besluit. Jesus het mens geword sodat hy sy volgelinge kan help deur hulle vry te maak van die houvas wat sonde op hulle gehad het. En daarvoor het hy mens geword sodat hy self weet wat dit is om in versoeking te wees en suksesvol deur dit te kan kom. En daarom kan hy ons help om suksesvol te wees, omdat hy reeds vir ons die krag ook gegee het om te kan oorwin. Maar ek wil afsluit vandag. Ons moet vandag besef dat dit vir ons onder 'n baie groter verantwoordelikheid bring. Hierdie hele waarheid wat ons vandag geleer het. Hoewel dit ons kan laat terugsit en sê, ag, dankie Here vir u genade, dankie vir u krag. Dankie vir alles wat u vir ons gegee het. Dankie dat u ons perfekte Satan oorwinnaar is en ons perfekte helper is. Ons moet besef, hoe wonderlik daardie waarheid ook al is, dat daardie waarheid juis vir ons 'n groter verantwoordelikheid bring.
Want Jesus het vir sy disippels gesê in Matteus 5 vers 20, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. En Christus het ook gesê in Matteus 10 vers 22, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En weer eens, hier moet ons verstaan, want hier is baie verwarring wat hierdie vers veral betref. Dit beteken nie dat 'n persoon weer ongered kan word. Maar dit beteken slegs dat net die mense wat volhard tot die einde toe waarlik gered was. Dis hoekom hulle volhard het. En wat dit op neerkom is dat die kind van God sal volhard in die weg tot heiligmaking, want hulle weet dat Jesus gekom het om in hulle plek te kom sterf vir hulle sonde. Hulle weet dat Jesus die mag van die duiwel verbreek het en hulle verlos het van die houvas van sonde oor hulle lewens. En hulle weet dat Jesus vir hulle krag gegee het om geestelik te kan groei in heiligmaking, ook hier in die praktyk. En hulle weet dat Jesus vir hulle wil help om heiliger te word in hierdie lewe. Dat hulle nie alleen is nie. Hulle weet dat Christus simpatie met hulle het, maar dat hy hulle nie sal toelaat om in bewuslike sonde voort te gaan nie. Hulle is bewus van die feit dat Christus nou juis besig is om hulle sonder vlek of rimpel of iets derglik, maar heilig en sonder gebrek eendag voor God sal stel. Ware weergebore kinders van God weet wat hulle is. Maar die probleem met die kerk op aarde, die sigbare kerk op aarde vandag, is dat mense nie meer die nuwe verbond reg verstaan nie. Christus het sy perfekte wet in ons geplaas deur die inwoning van die Heilige Gees. En daardeur is hy nou besig om sy kerk te verander en te groei in heiligmaking. Maar die probleem is die kerk weerstaan Christus se werk in hulle. Hoe doen hulle dit? Deur of dit self te wil doen. En hoe wil hulle dit self doen? Hulle wil wette te maak wat Christus nie gemaak het nie. Wat Christus nie gegee het nie. En dan wil hulle daardie wette probeer onderhou. Of wat hulle soms ook doen is om aan die ander kant, want aan die een kant wil die mense wette hou, maar aan die ander kant gooi hulle alle wette oorboord. En wil hulle nie eens meer probeer om weerstand te bied nie. En ons moet vandag leer dat ons weerstand kan en moet bied, omdat Jesus alles vir ons gedoen het, om suksesvol te oorwin in tye van versoeking. Ons moet hierdie gedagte, moet ons baie goed verstaan. Ons is wat ons dink, en ek is nie hier besig met die krag van positiewe denke nie, dis glad nie die gedagte nie. Maar wat ons moet verstaan is, ons is wat ons dink. As ons teologie dink, as ons godsdienst dink, dan is dit wat ons gaan uitlewe. As ons wêreld dink, dan is dit wat ons gaan uitlewe. En daarom moet ons verstaan is, as jy dink dat jy nie kan oorwin nie, dan gaan jy nie oorwin nie. Maar as jy dink dat jy kan oorwin, omdat jy weet wat Christus vir jou gedoen het, dan sal jy oorwin. Verstaan hierdie ding. Jy hoef nie sonde te doen nie. En as jy sonde in jou lewe toelaat, is dit omdat jy geestelik nog swak is, of omdat jy bewuslik gekies het om te sonde. Ons weet, ons struikel, babatjies, kinders in Christus, geestelike babatjies struikel nog gereeld. Meer volwasse Christene struikel ook gereeld. Ons weet dit. Maar ons moet verstaan, dat wanneer ons struikel, is dit of omdat ons swak is, of omdat ons bewuslik gekies het om daardie sonde te doen. Onthou dat die sonde lê en loer vir jou. Sonde wil oor jou heers, maar Jesus het al reeds alle heerskappy verbreek. Jy moet nou oor die sonde heers. Paulus se woorde in Romeine 6 vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onze Here. En dan gaan hy verder in vers 12 as hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees. Dis 'n opdrag. Moenie dat sonde oor jou heers nie. Christus het reeds die heerskappy daarvan gebreek. En die enigste rede waarom mense volhard in bewuslike sonde, is omdat hulle die wêreldse sonde nog te lief het. En ek wil julle laat met die vraag vandag, wat gaan jy kies? Gaan die wêreldse sonde vir jou te aanloklik wees? Of gaan jy in jou gedagtes, in jou harte te oorweeg,
dat Christus reeds die duiwel oorwin het, dat hy reeds die houvas van die duiwel, die wapen van die duiwel weggeneem het, die dood, en dat hy reeds die houvas van die sonde, wat die duiwel oor jou gehad het, weggeneem het, hy het dit gebreek. Jy hoef nie te sondig nie. God gaan versoekinge oor ons pad toelaat. Hy bring nie self die versoekinge nie, maar hy gaan versoekinge toelaat. Hoe ek en jy gaan reageer in tye van daardie versoekinge, gaan van ons afhang. Dit gaan die keuses maak wat ons gaan maak. Christus het alles reeds gedoen, dat ons die regte keuse kan maak. Maar die verantwoordelikheid lê by ons om daardie keuse te maak. Wat gaan jy kies? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie woord, baie dankie vir die helderheid, die duidelikheid, en baie dankie vir die geweldige, wonderlike werk wat Jesus Christus op die kruis kom doen het. Here, ons weet nie hoe om vir die dankie te sê vir soveel genade, soveel goedheid nie. Soveel wat U vir ons gedoen het nie. En daarom wil ons bid, Here, dat dit wat ons vandag kan leer, dit wat ons hier gehoor het, dat ons dit werklik sal toepas in ons lewens, dat ons sal sien, U het ons nie gered om ons te los nie, maar U het ons gered en U is besig met ons, U help ons, U is by ons, U weet waardeur ons gaan, en U is besig om ons heiligmaking te bewerk, sodat ons kan groei in heiligmaking. Ag Here, help ons, dat ons die volle verantwoordelikheid sal opneem, om so op te tree, dat ons saam met U sal werk, in hierdie proses waarmee U besig is in ons lewens, sodat ons eendag voor God kan wees, sonder vlek of rimpel. Ag Here, ons verdien dit nie. Ons kan dit nooit self bewerk nie. Ons kan net vir U dankie sê vir die werk wat U gedoen het, en die werk wat U steeds doen, en ons kan onsself net heelhartig oorgee aan U. En dit is wat ons vandag weer in ons harte wil verklaar voor U, Here. Dankie vir die genade, en hier is ek, Here. Ek wil alles die res van my lewe wil ek niks meer doen, niks anders te doen, as om U te dien nie, en U te behaag nie. Here, ons kom bid, dat ons terdee bewus sal wees, dat U het U Heilige Gees in ons binneste gegee, en die Heilige Gees is besig, om ons te laat groei in heiligmaking. En help ons, Here, dat ons nie U Heilige Gees sal weerstaan, of sal blus, of sal belemmer nie. Dankie, Here, vir U goedheid, dankie vir U genade, en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.